Goedenavond broeder en zuster. Voorrecht, groot voorrecht. Om vanavond in huis van de Heer te gaan wees. Eerst allemaal hartelijk welkom. Mag die Heer vanavond rijkelijk zien in ons midden, prijs zijn naam. En mag u die zegen en die liefde van de Heer vanavond wonderbaarlijk ontvangen. En mag die Heer zijn hand en zijn kracht en zijn heerlijkheid voor jou van die uitstort. Dus daar hier lekker verzoeken wat ons vanavond kan opdragen. Handen van opgaan. Baie dankbaar harten. Ons is vanavond zo baie om voor dankbaar te wees. Prijs de naam ons. Gaan lekker dienst zo, lekker die naam van die Heer groot maken. Ik weet niet van jullie, maar ik is blij om een huis van die Heer te nemen. Het is lekker een huis van die Heer. Prijs zijn naam ons. Voor broer Willem, ons vicevoorzitter, vragen om voor ons die dienst te komen met gebed. En daarna gaan we ons lekker samen zingen en ons gaan die naam van die Heer groot maken. Amen. Kom ons sluit oop. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie weer om vanavond in die huis te kan wees. Here, om die naam te kan groot maak. Halleluja. Wil ek vir die baie dankie sê, Here, dat ons vanavond weer die voorreg het om by mekaar te kan. Kom ek op dat hierdie samesyn sal kom seën, Vader. Ek wil op bid so, Vader. Halleluja. Die tafel is gedek en ons het voorreg om vanavond te kan geniet. Aansit, Vader, ek wil so bid. Here, terwyl ons so sing, terwyl ons so geniet. Prijs zijn naam. Here, dit is soos Pinkster in die hemel. Amen. Amen. Sal dan Here vir ons help. Dat die vuur wat binne ons Prijs zijn naam. so sal brand. Dat ons die ander. Dankie, Here. Here, dankie dat U ons, terwyl ons vanmôre geseën het. Ook dan vanavond so, Here, dat ons in die naam die oorwinning kan uitgee. Amen. Prijs die Here. Vanavond, halleluja. Let op ons Vader. Kom ontmoet met elkeen vanavond. Amen. Nie ons wil nie, maar laat U wil. Amen. Amen. Prijs zijn naam. Dat die naam dan verheerlijk sal word. Halleluja. Al die lof, al die eer, om ons God. Amen. Dankie, Here. Amen. Prijs die Here. Amen. Ons gaan lekker saam zijn. Eerste woordjie oor my siel wees bly. Jou verlossing is nabij. Ek wil net noem die 6 September, die eerste Saterdag aan 6 September, dan het ons 'n streek saamtrek in Boksburg kerk wat werk. En dan ek bedien nie aan daar, streek saamtrek die 6 September, so met asseblief daar jou ou datumpie verspreek, maak vas en ons gaan lekker daar die Here saam dien, prys die naam. Kom ons sing saam. O my siel wees bly, jou verlossing is naby. Siel wees bly, jou verlossing
gaan juichen daar in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslagen. Halleluja. Weer die bloed. Weer die kostbare bloed van de lam. Here we go.
gedaan. Amen. Baie dankie. Prys die Here, jy kan die sitplekke neem. Amen. Amen. Prys die Here. Ons kan leertyd gee om te vanmorgen te sê, ek het vanmorgen gedaan, vanaand werk U. Ons gaan vanaand lekker getuig, lekker die naam van die Here groot maak. Nou, die Here doen so baie vir ons. En broer en suster, so maklik beloof hy ons. Amen. Hy stel ons getuienis. En so maklik, beteken voel 'n mens, jy wil graag vir die Here iets doen. En dan steek jy net 'n stokkie in jou pad en jy het 'n teleurstelling. En jy het nooit gesê. En dan kry jy weer 'n oorwinning en jy is weer opgewonde in jou binneste en jy weer wil getuig en jy is bietjie onvrymoedig en môre steek daar weer 'n stokkie en jy verloor nog getuienis. En weet jy, op die einde van die dag sit ons eintlik in bankrotskap. Terwyl ons eintlik moet oorloop van die blydskap van die Here. Nou ons moet vanaand terugvat wat ons in is. En broer en suster, u en ek het vanaand wonderlike dinge ervaring in die Here wat ons kan geniet, wat die duiwel in die hande wil kry. En het is so jammer dat baie kinders van die Here het al reeds oorgegee. En ons moet vanaand terugvat wat ons in is. Kom ons sing ou koortjie, I win. Dat is daar nie, man. Kom man. Kom. Vat je hoofd recht voor ons, zuster. Halleluja. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet, he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. The devil is under my feet. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet, he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. The devil is under my feet. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Under my feet, he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. The devil is under my feet. Voor hij opstaan, maar daar komt ook zo'n beetje. Amen. Amen. Ik dank de Heer voor het dienst en het woord zoals vanmorgen. Ja, prijs. En ik raak zo'n beetje bezig. Ik hou daarvan om ze nou ook aan die Kommerats marathon te kijken. Maar ik kijk graag van die wat wijn. Maar ik kijk ook van die wat zo die laatste inkomt. Ja. En dan een geware kennis, broers, is dat jy jou oog op die wijnpaal. Amen. Maar dit is nie altyd dat jy dit maak nie. Soms dan sien jy dat wanneer hy so inkom, dan is hy moeg en sy bene gier en doet eenvoudig net onderop in. En dan sak hy neer, hy kan nie meer verder nie. En weet die broer en suster, hoe begin ek so met my te praat, dat soveel kinders van die Here, wat al op hierdie pad was, oog op die wijnpaal gehad het, maar dit nooit gemaak het nie. Vanmorgen, broer en suster, te besef ek een ding. As daar 'n tyd is, wat 'n kind van God die wêreldse jas met al sy bagasie moet afgooi. Yes, Lord. Dan is dit vandag se tyd. Amen. Broer en suster, dat jy kan nie met 'n jas die wijnpaal in hardloop nie. 'n jas is gewoonlik mos maar swaar, en met sakke.
Daarin sit ons mos maar baie bagasie. Maar weet jy, dit raak met my so besig. Wanneer die Here kom, wil ek graag saam met hom gaan. Ek wil hê dat hy moet my vind, dat ek die kroon van ewige lewe verruil het vir 'n wêreldsjas met vol bagasie. Dat hy sal vind, dat wanneer hy kom, dat ek is moeg. Nee, broer en suster, ek wil julle bemoedig. Kom ons volhard, kom ons gaan aan, kom ons ondersteun mekaar. Halleluja, kom ons hou ons hoog. Amen. Susters, ek is ook baie bly en dankbaar met die huis van die Here te wees vanaand. Ek het 'n baie groot seën ontvang in vanmôre se diens. Dit het my regtig aangeraak en ja, so maklik kan 'n mens jou siele lewe vir die Here verwaarloos. Hoe baie maal, ek dink aan myself, hoe baie maal het ek belydenis gedoen en ek glo daaraan, ek doen dit baie keer in stilte, dan bely ek, dan kom die Here en hy maak die mandjie leeg. En hy haal al die dingetjies uit, en hy haal die pakkie van bekommernis uit, en hy haal ander pakkies uit. En dan wat gebeur nou langs die pad? Dan begin jy nou weer daai pakkies terugpak in die mandjie. En as jy weer kyk, dan jy nou weer 'n swaar mandjie wat jy so dra. Ek bid net, ek dank hom vir sy groot genade, en laat hy mense so help en lei. Amen. God is so groot en so goed in almagtigheid. My seun het 'n priester uitgehaal. Hy moes gaan vir die tweede keer en die dokter het gesê, "Hoerie mevrou, ek kan nie hierdie kind van jou alleen nie. Ek meen hy's 'n groot man, maar hy kan hom nie los nie want hy kan onverantwoordelike goeders doen." En ek het self gesien, weet jy, as God nie nou gaan intree nie, weet ek nie wat gebeur nie. En so die week verbygegaan en donderdag aand het ons 'n afspraak gehad. Die afspraak was bietjie teleurstellend, maar ons het ons oë nie van God afgehou. Hy het vir ons die groot werk gedoen. My kind is volkome Hy 3 jaar gaan hy aan 'n rug. Dis heeltemal weg. Hy's heeltemal 'n gesonde kind. Die Here is groot en hy is goed vir ons en speel aan die Here al die ere vir wat hy gedoen het. Praise sy naam. Halleluja. Glory to God. Ek het baie dankbaar teenoor die Here. Lord. Dis die afgelope van die 7 September laas jaar of wat dit krisis op krisis op krisis op krisis in ons huishouding gegaan het. En die duiwel het probeer en elke keer as ek dink ek skep moed, dan kom maar net weer 'n ding my pad langs. En dis terwyl ek Woensdag weer geopereer word en hulle my so instoot in die teater en ek is so kalm. Nou gewoonlik hy laat my oë uit en ek wil nie alleen wees nie. Maar Woensdag is ek so kalm en ek weet nie waar kom die kalmte vandaan nie, maar ek sê, Jesus, U gaan vandag saam met my hier in. En ek weet, al hierdie goed wat hulle gaan uitstyg doen, weet ek gaan skoon terugkom. Amen. En hy gee my die eerste narkose en ek leef vir die dokter en kyk, hy sê, slaap jy nog nie? Ek sê, nee. Hy gee my die tweede, hy sê, nee Dolletjie, jy moet nou slaap. Ek sê, dokter, ek weet nie wat gaan aan nie, hulle snaal transierstof op. Derde narkose. Maar toe my oë so draai, kyk ek na die tyd 11:15 en ek kyk vir die ou seetjie wat die suurstof gee en ek daar's ek weg. En toe daar wakker word sien ek ek's in 'n ander kamer en dan is ek weer in 'n ander kamer. Dis al 'n krisis want my bloeddruk val en my suurstof val en my hartrytme val en hulle sit my toe nou maar by die stasie by die duty station daarso by die Alilama. Maar ek slaap so lekker, ek weet van niks. Hulle kan my nie eers in 'n rolstoel kry om vir 'n sonaar te gaan nie, want ek slaap. So hulle vat my in die bed, so na die kamer toe, hulle bring my maar weer terug. Maar weet jy, toe dokter die Vrydagoggend instap, hy sê vir my, jy lyk goed. Ek sê, voel goed. Hy sê, jy kan maar huis toe gaan. Nou dis die Here wat ons Amen. Hierdie 11 maande is amper 12, amper 'n jaar. Pastoor, hulle weet waar ek is. En weet julle, dis net die Here. Prys die Here. Ons is 'n huisgesin by mekaar. Amen. En al julle gebede. Amen. Amen. Sou ek dit ook nie kon doen. Amen. Amen. Halleluja. Ek wil net byvoeg, so 'n paar jaar terug het ek 'n groot maagoperasie gehad. En die duiwel sê vir my, jy het kanker in jou maag.
En ek het hom begin bestraf en die een suster wat die sonar doen, is ook 'n kind van die Here. En sy sê maar nee, maar dit is nie dit. En dan stoot my in die teater en dan gaan nou 'n noodoperasie. En ek het net vir die Here gesê, staan my by. Wees my aan my reg, soos die skadu aan my reg. En terwyl hy opereer, kom Jesus so aangestap na my. Helder. En hy lees vir my Lukas 10. Hy sê, jy het gewens om my te hoor, jy het gewens om my te sien, nou het jy my gehoor en gesien. En hy stap so weg, en toe hy so wegstap, toe word ek wakker, toe is al nog bezig om steke in te rijden. Toe sê hy al wakker, ek sê ja, dis al right, gaan aan. Dus ek by myself, tot nou, dat is oor die 20 jaar, dat ek nog nooit weer op die maak, omdat ek 3 operaties gaan, hy was die laatste, want Jesus het op gedoen. Amen. Prys hom daar. Amen. Prys die Here. Halleluja. Ek is vanaand baie dankbaar in die huis van die Here gewees. Hy is goed en hy is getrou en ons is baie groot dankbaar te wees. So 'n paar jaar gelede toe het ek 'n preek opgeneem en ek word Saterdagmiddag opgeneem en daai aand sê dit vir my maar hulle sal die volgende oggend moet opereer en een van die Kaapse pastore kom bid vir my die aand en toe ek weg is, ek raak toe in slaap en daardie nag toe voel ek iemand druk so op my maag en volgende oggend word ek wakker en die dokters doen toe iets ondersoek voor hulle weer sal instoot vir die operasie en hy sê toe vir my maar ek weet nie maar iets in die nag gebeur, daardie breek is nie meer daar nie en hy sê toe vir my maar hy gaan net die volgende, ek gaan net so 'n dokter of 2 gaan hy inroep om net seker te maak dat dit wat hy sien is wel so en hulle kyk toe vir mekaar en sê maar iets werklik iets gebeur en nee, ek glo dit is die Here wat daardie nag Amen. sy hand op my maag kom druk het Prys die Here. Amen. baie dankbaar. Amen. Prys die Here. Amen. Ek wil ook met die stop afstuk. Amen. Dankie sê vir die Here. Dit het ons baie weer gedra. Deur al hierdie tye wat ons so swaar gekry het, nie swaar gekry nie, maar ons het baie bekommernisse gehad en my vrou ek wil sê dankie Here dat jy ons weer gedra het. Elke keer waar jy gedra het, sy is so sterk. Ek en dis sy se getuienis eintlik. Want kyk hoe sterk is sy en sy staan sommer vandag op en almal kan nie glo dat sy so sterk is. Ek wil net dankie sê Here dat jy ons so leer. Amen. Amen. Ek wil ook net vanaand vir die Here al die lof en die eer gee. Vanoggend ry ons pad na Reenkerk toe, want dit is die naaste gemeente wat ons kan by. En 2 keer, as ons 3 baie voertuig op verwag, dan kom daai voertuig oor na karre. Maar vir ons is dit skoon, want daar kom nie karre. En ek pleit die bloed van Jesus oor ons. Vanaand weer toe ons hier na toe ry. Weer 'n golf wat net voor ons dood remme slaan. Er is amper binne. Dis hoekom ek altyd sê, pleit die bloed van Jesus. Amen. Ek dink ek het seker maar vanoggend vergeet, want dit was maar 'n bietjie baie leer mekaar vanmôre. Maar dit is belangrik, pleit die bloed van Jesus. En ek wil vir julle asseblief vra, bid saam met ons. My vriendin se ou dogtertjie, sy's maar 2 jaar, sy's op 26 weke is sy gebore. Sy is baie sieklik, sy kan nie teen verkoue en kieme kan sy in haar liggaampie nie beklei. En gister het sy rotte gevind. Ons weet nie of die mamma dit dalk of dit langs haar hoesgoedjies op pad gestaan het nie, ek weet nog nie, ek kan nie sê nie. Maar hulle daar vanoggend het hulle ekstrale geneem te sien sy bloei binne. Daar is seker maar baie skade gewees. So asseblief dink aan haar. Amen. Dis maar 2 jaar oud. En die pappa en die mamma het verskriklik gesukkel om die mamma gesukkel om swanger te raak. Dis wat sy swanger geraak het. En nou kom die vyand. So ons moet altyd onnet. Amen. Ek wil net die Here loof en prys vanaand. Sy grootheid is, sy goedheid en sy Amen. Ek het net in Hebreërs 11 vers 8 vers 6.
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die soek. Ek glo in die woord van die Here en ek glo dit wat die Here sê as ons hom soek, sal hy ons help. Amen. Ek is baie bly. Ek kan net vanaand nog iets getuig. Dit is nou verby, maar jy weet soos jou duiwel is, hy baie lief om die mense getuienis van hom al weg te steek. Want hy weet, as jy kan getuig van die Here, van sy goedheid, dit kan ander mense bou en tot stigting wees. Daarom sê ek aan ons moet nooit bang wees om te getuig van die goedheid van die Here nie. Jy weet, mense vat dinge so van selfsprekend vandag op, dat as ons in die aand gaan slaap en ons in die môre opstaan, dan kan ons net altyd sê, dankie Here, ek kan hom nog sien, ek lewe, ek is gesond, daar is kos in die huis, ek het krag. Die Here gee dit vir ons elke liewe dag. Nou soos ek nou dink aan die Bybel op van die ouderlinge wat die Here loof en prys, 24 ure, 24 uur, hoeveel te meer moet ons die Here nie elke dag loof en prys van al sy groot dade en sy goedheid wat hy vir ons mens doen. Weet ek werk hierso by 'n plek wat ons krane bou en regmaak. En nou met die ding van die strykery van die swartes die nie al. Toe weet ek wel, ek is maar net op kontrak by die plek, want op my ouderdom vat hulle nie meer mense permanent aan nie. Ek dink toe wel, die baas sê vir ons, jong, julle sal moet by die huis bly. En dit gaan omtrent 'n maand wees wat ek by die huis sal bly. En ek sê vir die Here, Here, ek kan nie bekostig om 'n maand by die huis te bly nie. Wie gaan vir my kos in die huis bring? Wie gaan my geld gee? Alright, dit het hier maandag gebeur. Hier by die donderdag, toe bel ek my baas. Ek SMS, ek sê, hoorie man, kan ek op Vrydag en Saterdag kom werk? Ja, ek sê, hoorie, kan maar kom werk. Ek kom werk die 2 dae. Ek sê vir hom Saterdag, maar kan ek nou weer maandag begin? Hy sê, ja, ek kan begin, dat ons net sien wat maak die swart is. Begin die maandag te werk, hier so by 9 uur, kom we daar afgemaak. Nou, ons is baie naby die lokasie, ons net 'n paar tree, dan is ons by die lokasie. Ek sê vir die baas, nee jong, ons sal moet loop. Hy sê nie, jy moet vanaf gee pad. Gee pad, ek sê vir hoor my, ek kom môre weer werk. Hy sê nee, ek kan maar kom. Kom my volgende dag werk om 12 uur te loop ons weer. Ek sê vir die Here, Here, dit kan nie so aangaan nie. Ek kan nie elke dag hier so begin. Nou stop daar af. Ek sê Here, jy moet hierdie ding nou vir ons stop hier. Ja. Dan kan die volgende dag kom werk en ek het gebly werk. As my seun hulle vir 'n maand hulle by die huis moes gebly het. En die Here het vir my so voorsien dat hy werk. Dat die baas kom met my, die groot baas, en hy sê vir my, jong oom, ek weet nie, ons gaan nie eintlik veel werk hê hierdie einde van die maand nie. En ek dink, jy weet, jou duiwel is altyd daar, om vir jou altyd die regte ding te wys, om jou negatief te maak, om jou swaarmoedig te maak. En hy sê vir my, ja, jy sien, nou gaat jy van die werk af gaan, en gaan jou laat loop. En ek sê, Here, dit kan nie gebeur, dit mag nie. Jou baas sê, weet jy wel, genoeg werk kry nie. Maar, soos jy weet, ons mag nooit skaam wees om van die Here te getuig nie, om sy naam te noem voor die Here nie. Ek sal dit vir enige mens in die lewe, sal ek van Jesus praat. En ek sê toe vir die man, die baas man, ek kan my vrou ons aan die Here vra, wat ek jou genoeg werk stuur. Hy was 2 dae daarna, kom sy seun, wat ook een beheer is. Hy sê my oom, jy weet, ons het baie werk gekry, genoeg. Ek sê, maar prys die Here, nog voor ek daar met ding sê ek, maar prys die Here. Sê hom, die Here voorsien, en het gaan toe nou mooi aan. Hier so, in Augustus, begin van Augustus, kom die baas weer met my, sê my jong, ons het net genoeg werk tot die einde van die maand. Ek sê van, toe maar, ons sal weer bid, ons sê Here van half nie. Nou Vrydag, toe kom sy seun, toe sê, jong, ons het so baie werk gekry, dat ons nie van ons werk nog ander mense, of ander mense, kyk hoe goed is die Here. Amen. Maar sê my, jy maak te worry nie, jy sal nie hier loop nie. Ek sê, dankie Here, want dit was 'n profesie gewees. Weet, baie keer dink ons mense, as iemand iets sê, dan dink ons nie, dis 'n profesie nie. Ons dink, ag, hy sê maar net, dis 'n ander broer, 'n ander werk het my eendag gesê, voordat jy begin werk het gesê het my, broer, as jy nou by hierdie werk gaan werk, waar jy nou gaan werk, jy sal nooit weer daar loop, jy sal bly. Amen. Ag, hy sê maar sommer so. Die mense vat dit nie op, dis 'n profesie wat vir jou gesê word. Toe ek daar begin werk, is hulle swart gesin my gesit, toe sê hy vir my, Baas, hierso, jy gaan nie loop, jy bly.
En ek sê dit my vrou, jy sien, dis die tweede profesie wat ek neem, en dit is die waarheid. Kyk hoe goed is God vir my. Amen. Ek het genoeg oor tyd werk, ek het genoeg geld inbring vir my huis. Ek loof en prys die Here. Prys die Here. Amen. Amen. Vanaand weer lekker om in die huis van die Here te wees. Ons is nie vanoggend hier nie, maar ek is vanaand hier so, prys die Here. Ja, ek het ook gemis, maar ek het 'n waardjie wat nie slaap nie. Van 12 uur gisterand tot 4 uur vanoggend is ek te jammer oor ons. Ja, maar lekker om in die huis van die Here te wees. Terwyl die kom so praat, die Here sê, ek nou toe bereid tot bid ek so en sê maar Here die woord sê, hy wil te oor het. Laat hom hoor wat die Gees van die Here vir die gemeente sê. Weet ek dink baie keer vat ons profeseer, maar ons vat dit nie reg kop toe nie. 2010. Okay. Staan ek die oggend hier voor en ook maar deur so dip gegaan. Die Gees van die Here bepaal en ons is hier besig om pastoor van 'n werk te probeer en kom by die sê die Here sê as jy jou brandende hart van verloor, gaan jy groot skade ly. En dan raak ons wat ek nie wat ek het nie. Ek kom aan 5de Mei 2010. Ry ek in Marag ek het 'n splinternuwe Mazda 3 opstel by Ford. Ons het bande gerekteer of gechange en dan ek het in Terfontein gewerk. My baas het my in Marag terug, ek staan my wag hier daar, ek sê jy kan terugvat en dan sê my huis toe van daar af. Ja, nou dink ek. Dan gaan 'n bietjie vroeg by die huis wees vanaand en dan het ek versluit. Lang pad, kort pad en weet ek ry nooit so oor die snelweg nie want ek weet daar by die N2 dan gaan jy op daar by Kululi's en daai pad baie keer maar die middag besluit ek nee ek gaan daar ry en terwyl ek so ry dit was ek het op die snelweg geklim daar by Coca-Cola ou IBI hier op die snelweg geklim daar by Benrose seker eers 400 meter nie toe ek betrokke in 'n kettingboks split in die mekaar 50 km die mense by Fort wag om my met volgende afgelaai word weet ek het gery en die regterkant se baan het hulle begin breek want hulle het so oor die snelweg gehardloop en terwyl ek verby die een vrou mens kom toe swaai sy uit en sy slaan my en ek is tol daar in 'n BMW en ek is weer in die pad en ek is weer daar in die barriers en ek is weer in die pad en die kar is afgeskryf weet en ek staan en ek sit die eerste ding wat ek soek my selfoon en nou moet ek my basies sleg nuus gee ek gaan voort met nou hy kan nou nooit vir sy kliënt uitkom nie jy weet en hulle kom aangehardloop daar en al wat ek so kyk in die spieël ek sien die vrouens op my gestamp het gerol en daar was nog ander 5 karre betrokke daar weet jy die kar staan so oor die snelweg en ek kan nie die deure oop kry nie naderhand klim ek agteroor en ek skop die deur oop en ek klim uit en ek gaan sit so op die barriers en nou stres ek want ek dink joh die kar het gerol ek weet wat gaan aan met vrou nie sien en daar my baas ek sê vir hom dis wat gebeur het en weet met die hele storie en daar's 'n groot ding oor gewees maar weet ek sê daarso en vir die oomblik kyk ek net so om my en ek is te bang om te gaan kyk wat gaan aan met daai Randix wat gerol het om Ronnie en ek sit daar en ek staan toe op en ek loop en ek vra vir hulle waar is die persoon wat in die kar is en sê nee sy is in die ambulans en ek kom aan sy het net 'n nekskit op weet ek staan daar en sy huil en ek vat ons en ek sê weet jy wat ek kon nie vir een sê vandag God se hand is oor ons gewees ja weet hy oggend toe ek konfronteer en sê jy gaan groot skade en hy is jou brand en hart verloor ek het deur dit gegaan maar die Here gebruik baie keer 'n manier om ons so goed te maak. Weet jy, dit kon soveel anders te gebeur. Die mense het aangehardloop gekom na die kar toe en hulle gevra, "Wie het die kar daar?" En ek sê ek en hulle sê, "Maar jy moet keer niks, jy loop my vas daar op die kaal." Ek sê, "Nee, ek keer niks." Ek het hom geloof. Hulle sê hulle kan nie glo nie. Daai kar is afgeskryf. Weet jy, dis die hand van die Here. Weet jy, die Here kom met ons praat, ons luister en hierdie week by my werk. Maar ons sien word mense wat werk. Ek en so ander wat sommer net Steven Flynn. Hy het nou dag tot bekering gekom, hy het foto's gewys toe gedoop is. Hy het nou besluit hy gaan aanskuif. Hy gaan nou vir 'n ander plek werk en die weer kom hy na my toe en hy sê maar hoe jy vertel, hy sê kom hier en hy sê hy was in 'n selgroep gewees en hy het so gesit, maar nou dink hy moet nou bedank en hy het gesit en dink en daar was 'n vreemde man, hy ken hom nie eens nie en hy sê die man sê vir hom die Here sê dit wat vir jou voorlê, dit wat jy oor besluit het, moet jy nie bekommerd wees nie. Ek is om die Here. Jy gaan geseën. En ek kom en ek vertel my dit, pastoor, en ek dink hom, ek sê hom, weet jy wat? Is die Here vir jou deur oopmaak? Amen. Moet hom nie toemaak nie. Ek kan myself nie wees. Moet hom nie toemaak nie. En 'n wildvreemde man kom om te sê die Here sê so. Dis vir ons so belangrik. Ons is so bevoorreg vanaand om nog die stem van die Here te kan hoor. As die Here deur middel van 'n profeet wat ons kan profeteer. Baie kere, dan sit ons en vat ons daai profesie en ons hulle sê ons sit dit op die rand. Ons vergeet af. Ons kan nie vergeet. Weet
dat ek een oggend een week het storie gehad wat ek iets moes gedoen het en ek het getwyfel en die Saterdagoggend op pad werk tot die landlyn is nog Ronnie. Dus ek kom al van hierdie oggend af en hy is besig om te bid en hy sê my die Here sê vir jou so. Hy het nie geweet waaroor ons is. Ons is so voorreg om die stem van die Here te hoor. Kom ons luister die Here se stem nie. Weet jy, toe hy maar nog op my dan pastoor, mense maak nie geld. Hulle sê maar, en hulle mag net offer. Hulle maak 'n goeie offer om te bly. En hy sê maar julle sal nie verstaan nie. Ja. Die Here het my gesê. En dis die probleem. Ek kan ons kan vanaand mekaar deel. Maar daar is baie vreemde mense as jy kan sê maar die Here het my gesê. Hulle gaan jou aankyk of daar iets fout is met jou. So ek wil net vanaand vir julle dankie sê dat ons in die kerk is. Ja. Dat nog geprofeteer word. Amen. En dat wanneer ons hier kom sit en wanneer ons dalk op ons laagste is, ons is gebroken. Ja. Kom die Here en hy sê as jy nooit vergewe, as jy nooit verraad nie. Wat sê what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth is glory. Jy weet, ek het nou hier donderdag 'n week terug, toe is Janet die vrou vir wie ek werk, sy gekaap, gehijack daar in Freeway Park en ek het verskriklik baie vrae gehad. En toe die vrou wat daar opgetel het, toe sy my bel, toe ek het kop gehou en ek het trek het ek dadelik gebel en ek het haar man gebel en ek het alles gedoen wat moes gedoen geword het en so aan en die naweek het toe daar verby gegaan en maandag toe gaan sien. En ek het daar praat en sy my vertel wat gebeur het en so aan. Toe besef ek wat 'n groot God ons Amen. En ek sê vir u vanaand, as sy Jesus nie nou lewe gehad het, as daai vrou vanaand nie, by haar man en haar kind nie. Ja. En ek gaan net so kortliks vertel, net om vir u te sê, hoe groot die Here is. En as ons sy naam aanroep, is hy altyd daar. Jy weet, sy sê vir my dat eers wil ek net sê, die oggend toe by die werk kom, was sy vir my verskriklik onrustig. En ek sê naderhand vir haar, ek sê jou net, raak nie kalm. Sy sê vir my, weet jy, ek weet wat gaan aan met my vanoggend nie. Ek is op iets my jaag vandag. En sy is uit kantoor uit en sy bel my, sy sê vir my, dis nou 11 uur, sy sê, ek is 'n uur te vroeg vir my afspraak. Sy het 12 ure afspraak gehad om 'n kliënt, 'n kommersiële perseel te wys. En sy bel die kliënt en sê vir hom, ek is nou by die perseel, kan ek jou nou sien? Hy sê nie, is doodreg. Ek is in Rondebultweg, kom nou. En hy sê nou toe. En na sy die persoon gesien het, besluit sy toe nou, sy het die te koop bord in haar kar. En sy gaan nou Freeway Park toe, en sy gaan hierdie te koop bord nou voor die huis inslaan. En die bord was in haar man, sy Land Rover die aand tevore. Hulle sou die bord ingeslaan het, die aand tevore. En sy doen dit nie gewoonlik nie, want eintlik is Freeway Park 'n gevaarlike area, die straat wat sy die huis toe nou sou verkoop het. En sy wou nie hierdie huis verkoop het nie, want sy het vir my gesê, Elmarie, ek wil nie in die omgewing werk nie. Maar die man het daar aanhoudend bel, asseblief, verkoop my die huis, asseblief, kom bemark my huis, in elk geval. En sy gaan toe, sy is 'n verskriklike oplettende mens. Sy ry 'n Mercedes-Benz en 'n sportkar, maar dis nou nie 'n afslaan dakkar nie, dis 'n harde kar. 'n 350 CLK. En sy het gereis die pad om die hoek gekom om te kyk. Dit is maar hoe sy net is. Om die blok gery,
daar nie verdagtes nie. Gaan ry, daar was niemand nie. Geen mense wat daar rondloop, verdagtes nie. Daar was absoluut niemand. En sy het 'n rukkie na kar gesit om te kyk of daar niemand aankom. Daar was niemand. En toe sy in die kar, uit karretjie die bord uitgaan hang en sy begin kap. En sy het met haar lyf na die pad toe gestaan en die splinternuwe swart Mercedes-Benz het om die hoek gekom. En die gees van die Here het haar gewaarsku. Moenie opkyk nie. En sy het aanhou kap en toe sy verby is toe stop hulle. Toe spring 2 swartes uit. Een met 4 wapen en die ander kom. En hulle vat haar toe saam in haar kar. Sy sê, as hulle net my kar gevat het ek my nie geplan nie. Maar hulle ry met haar vrou vir 'n uur en 'n half in haar kar. Omdat hulle die tracking device binne haar kar gesoek het. Jy weet nie, sy sê die man wat langs haar gesit het, was verskriklik aggressief. En dan op sy blonde hare is 'n klein vruggie, fyn mensie gebou. Haar kop bly afdruk. En hulle haar swart jas wat sy gehad het dra op toegegooi, dat niemand haar kon sien. En sy begin bid. En hy sê vir haar, "What you doing?" Sy sê, "I'm praying." Hy sê, "Shut up, stop praying. You don't pray now." Sy aanhou bid, aanhou bid. En daarna, toe sy in tale begin bid, sy sê, "Ag, daar kan dit in haar sak kom." En hy sê vir haar, "But you said you praying. Now, what language are you talking now? You're not praying anymore." Sy sê, "I'm still praying." Maar sy sê, toe daai kar, toe dit 'n anderste swart is wat binne daai kar is. Sy sê, "Maar dit maak, almal dit was of die Here by my was binne daai kar." Sy sê, "Baie keer het ons gestop, daar was lang gras waar hulle met my was." Sy sê, "Maar ek het 'n kalmte by my gehad." Sy sê, "Van een kar af sit hulle my in die swart Mercedes, dan ry hulle en vat hulle my kar. Maar die een swart man het daar vir haar gesê, "Don't worry, we're not going to hurt you. I know, in my heart, you're a good person. You're a mother, you're also a wife to your husband, you've got children. We will not hurt you, we're going to drop you off somewhere, don't worry." Jy weet, broers en susters, op die einde van die dag, ja, die kar is weg, sy sê, "Dit maak nie saak, sy sê, "Dan val nie daar kar terug nie." Sy sê, "Weet jy, God sal weer vir my voorsien. Maak nie saak nie." En het haar handsak vir haar teruggegee, al haar bankkaart vir haar teruggegee, haar selfoonse memory kaart, haar briewetas met al haar besigheidsgoeders. Sy sê, "Ek het so genegotiate met hierdie hijackers. Ek het al my goed teruggekry." Sy sê, "Die Here was so goed daar om toe opstaan, dat ek nie eers my oorspronklike troupad aangaan het nie. Ek het sommer 'n ou cheap ringetjie aangesit, want ek het daar op die stem van die Here geluister." Sy sê, "Toe my juwele vat," toe sê, "How much is this worth?" Toe sê, "Sorry, it's 1,000 rand." So, ja, prys God. Amen. Vandaan leef sy. Maar ek wil vandaan vir u vra, bid baie vir haar. Sy is baie getraumatiseer. Van die skok het nou in haar liggaam ingegaan. Sy sukkel om te praat. Sy is of sy hakkel van die trauma. Maar ek weet, by God is alles moontlik. En die Here gaan vir haar deurdra. En die Here is getrou. What is God we serve? En ek dank en ek eer hom vir haar. Amen. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat die hemele het verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Broers en susters, en dit is die waarheid. Ons Vader se goedertierenheid is tot
Amen. Ek wil hom loof en prys en ek wil al die susters vra saam met my woord. Amen. 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 Prys die Here. Where shall I go? sangers in die kerk. Praise die Here. Glory to God. Hallelujah. Broers en susters, ek kan nie anders as om die naam van die Here groot te maak. Maar ek wil net ietsie vir u lees hierso. Ekskuus dit. Ek maak nie om verskoning oor Engels is nie. Yes, Ek gaan dit lees in Engels. But before I read this in English, yes, my Lord. while I was on my way to church this evening, thank you, sister. Where shall I go? Yes. Where shall I go? Amen. Seeking a refuge for my soul. Amen. But unto the Lord.
Is there anywhere else we can go? Is there anybody in this whole wide world that can help you? Is there anybody in this world that will pay the ultimate price for you? Yeah, Will my wife take a bullet for me? no. 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 Will I take a bullet for her? Maybe. Depends if the policy is paid. But in all seriousness, brothers and sisters, the Lord is our refuge. The Lord is our stronghold. Amen. And the Lord is our countenance and our God. But I want to read the scripture to you in Romans 5, verse 8 and 9 in English, and it says, "But God demonstrated His own love towards us, in that while we were yet sinners," isn't it amazing? Yeah. That while you and I were still sinners, God, in all His glory and all His wisdom, demonstrated His love for us. Yeah. Yes. Christ died for us. Much more than having now yet been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Yes. Hallelujah. Isn't it amazing? Amen. Yeah. Isn't it amazing that God, in all His glory, gave His Son for you and for me? Mm. That's why I'm here. Amen. Yeah. Because He died on Calvary. Yeah. He paid the ultimate price Thank you, Jesus. so that I may stand here this evening Amen. and testify of His glory, Thank you, His Jesus. goodness, and His grace. Amen. Amen. 2 words. Ability and availability. Bekwame en beskikbaarheid. Our pastor has the ability to deliver a message Amen. through the grace of God. Mm. I have the ability to get into my car and to drive it. Mm. Have we yet made ourselves available? Are we available to God? Amen. 24/7. Are we available to God Yeah. 24/7? Yes or no? Mm. Straight answer. Yeah, amen. Deal or no deal? Yes or no? Lotto or no lotto? Yes, Am Lord. I available to God 24/7? It's a question I ask myself. Yes. It's a question I ask myself when I remember what the Lord has done for me. This Bible is so precious to me. It was my late mother-in-law's Bible. It was given to her the night of the elders of the church. They were all presented with the Bible. Now when we get to our age, I'm young at heart, but I'm old in body. but I'm not dead yet. Yeah. I'm not dead. There's lots of woema in this. Yes. I eat my juggle oats and I drink my staff coffee, and there's lots of spinazie. The other night they gave these Bibles out. My mother-in-law said, broer, ek soek 'n Bybel met groot skrif. Want die oë wil nie meer so mooi nie. And you know, it's a blessing. Amen. When we get older, our eyes start to fail us. When we get older, the muscles start to pack in. When I get older, the mind starts to become slower. I don't hear my wife so regularly. But I'm reminded that she has been put next to me. She's put out my side through the grace of God. Yes. And we are one. We become one. Yes. I will not
want to have my life any way else than right now. For the grace of God, I can testify tonight and I can tell you how great He is to me, what He means to me. The other morning, 4:30, somewhere around there, I went outside and I looked out to the east and I saw the moon. Hallelujah. You know, God speaks to you in many different ways. And the moon was sort of maybe a quarter. And the moon faded as if the moon turned. And it would come back. And it would turn. And it would come back. And the other night when I was praying, God showed me a couple of signs. And one of them was a meteorites flying through the air. And if we read the newspapers and we listen to the news, these things have started to happen. And the Lord said that there's going to be a phenomenon happening in the universe. And I called my wife and I said to her, I call her Snoekel. I said, Snoekel, kom kyk gou hierso. And now I'm standing in my sleep short and my t-shirt and my slippers. You need those old drum slippers. And I'm standing out there and I'm saying to Snoekel, kom kyk hier. Sy sê vir my, wat? En ek sê, kom kyk gou hierso. Ek is bang. I'm scared it's going to disappear and I can't share what God has shared with me. He is so great and He's so awesome that He gave His Son to you and I so that we can have what we have this evening. We have something special. Yeah. We have something special. Just turn to the one next to you and say, I'm so glad I'm a child of God. I'm so glad I'm a child of God. I'm His child. Amen. I'm His child. Hallelujah. Ek is sy kind. I'm nobody else's child. I'm my father and mother's child, but I'm God's child. Amen. Because I was created in His image. Amen. Through His grace. Amen. And I want to encourage you this evening, brothers and sisters. It's traumatic, yes. I saw a change in my wife. Because she's taken a lot of that stress upon her. And I have to live with it. I have to be calm. I can't start getting agitated and say to her, listen, just don't talk to me like that. Or why is the food not ready? I have to be tolerant. God expects us to be tolerant of one another. Because we have ability and we have availability. Yeah. And I want to encourage you to become available. Because we all have the ability through the grace of God. Yes. But let us make ourselves available for His name and His sake. Amen. 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 Maar ja, maar dat is waar is die ene? Die Here is baie goed vir my sê pastoor. Ek is nie skaam vir almal te getuig, maar ek kan hier nou. Die Here is baie goed vir my en ek wil net van baie dankie sê vir ons as vrouens. Baie keer is ons baie moedeloos en ons verwag altyd alles van ons man af. En ek het net vir myself te toets oor en oor en oor en ek het elke keer gewen. En ek wil die Here dankie sê dat hy my geleentheid gegee het om my eie besigheid te begin. Ek het hom gesê dit is nie 'n hobby nie. Net sporing eintlik en maar te maak het eintlik nou. Dis 'n sukses. En ek wil die Here baie dankie sê. Dat hy my bygestaan het. Amen. Ja. Amen. Amen. Ja, dit is ook nie mense baie praat die mense nie. Vir sê maar dat my hart vir die Here gegee en hy my aangeval. Ek het my pols afgesny, ek het my werk verloor, ek was sieklik geweest. Nou, 4 weke terug gaan ek pastoor toe, 9 jaar. Sê pastoor, ek weet nie waar is dit nie, weet nie wat ek moet doen nie, en die dood het my baie geploeg. Ja, en
iemand aan my pad opsteek. Ek gaan die volgende dag, ek is chill pulle wat ek gedrink het, kalmeer pulle, ek het elke dag meer weet waar ek was nie, en ek het weer my werk vir, tweede keer. En vrydag kom my eens my toe wil jy begin maandag te werk. Kijk, dankie Here daarvoor. En dit is nou die tweede keer wat ek soos 'n mens voel. Prys die Here. Ek is nie op die pille meer nie, en ek is goed. Amen. Die rechtvaardige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Nou ek is eintlik soos Brakpan se Isis Ventura. Ek is ontsettend lief vir diere. Dit is my een van die mooiste dinge wat die Here gemaak het. Ek kan ure vir my honde sit en kyk die patrone van hulle hare, hoe is dit? En ek weet die Here het hulle spesiaal vir my so gemaak. Hy het geweet ek gaan video's vir en ek het baie diere. Ek het 'n varkie, pastoor het al vir spekkies gesien. Ek het hasies daar by die huis en dan my klompontjies, ek het nou 8, die eentjie is nou onlangs oorlede. En in die week, toe kom een van my hase uit. Ja, ek weet hierdie ander honde van my, dis daai kleintjies wat so lyk van die haker. Hulle is wild op daai hasies, so ek moet altyd oppas. En ek dink ek het hulle skool toe gevat of iets en ek het vir hulle gesê, ek wil nie ons van daai hasie sien nie, want ons het gekyk, ek kry nie die hasie en ek het 'n sagte plek vir daai hasie. Want toe hulle nou gepaar het en so aan, toe was die wyfie nou 'n bietjie wild en sy het die hele kop geskeer en die skouertjie. En dit het septiese word, maar ek versorg hom en hy word mooi gesond, hy sal nie vir die ou dingetjie. En nou kry ek hom nie, en ek kom by die huis, nou hou ek al die diere in die huis, gaan nou maar haas soek. Nou is ek al op en af, en ek is hier oor die goeders en onderin, en ek sien nou dat Here asseblief, help my dat ek my haas kry, en as ek my haas kry, ek sal getuig word, ek beloof, want as jy ons sê van die beloftes, en dit was nie eers 2 minute, toe daai hasie binne 'n kassie ingebring, waar ek nooit sou gekyk het, en hier gee die Here weer my hasie vir my terug, en hy sê, en dan bring net vir die Here op dankie sê, ek het met 'n groot ding gesit vandag, voordat ek kerk gekom het, en ek was eintlik 'n bietjie opstroppelis as 'n ouer dan maar so kan sê, bietjie verkeerde gegaan hier binne in my, en ek het die Here gesê, ek kan ons moes nou vanoggend gehoor, gee dit en nou gee ek dit. Asseblief val dit nou op van my af. En die Here het vir my uitkoms gegee. Amen. Here is dit, kom aan. Ons is nou net. Seker maar gehoorsaam is. Prys die Here. Ons het baie getuienis, ou getuienisse, maar baie mense het dit nou nog nie gehoor nie. Vanmorgen is gehoor dat die profesie van manifestasies, nou daar sit baie krag in manifestasies, nou ek het baie getuienisse van manifestasies. Maar so baie teruggehoord by my jongste suster, en sy sê vir my, weet jy, ons sê dat die beter gesels het, my Bybel by my, sy sê vir my, weet jy, sy sê ek het 4.000 rand dringend nodig, maar die Here was daar so gedaan, sy vandag gelede, sy sê, wat modern is, maar daardie jare was dit anders te gewees. En ek sê vir haar, wat het my Bybel by my, ek vat die tissue, en ek sê van dat ek het op jou check het skryf, ek skryf van check het, en naam was 4.000 rand, ek sê, hier is jou check, so 4.000 rand. 3 weke later bel sy my, sy sê, onthou jy van die check? Sy sê, weet jy, ek kom by die bank en iemand vir my 4.000 rand in die rekening in. Amen. Getuig, so later gehoor van Agent, nou ek vir die koerante gewerk, en van woensdag tot vrydag het ons advertensies gedoen, maar agentskap het in haar eie styl. En dan, ons het Winnie bekend, was verskriklike moeilike kliënte. Hulle was net nooit tevrede, dat is altyd 'n fout, was altyd verkeerd wat jy gedoen het. En op Vrydag 2 moet nou die advertensie by die kantoor wees en anders is die ander produkte nou weer laat. En elke Vrydag is die koerant laat deur Winnie bekend. En ek tel die dag die van hulle bladsye op. En ek spandeer baie tyd daaraan. En ek is nog op fisiek aan my skrif en door hierdie bladsye sal nou niks verkeerd kan vind nie. Wel, en dit kan jy by oorvertel, die volgende dag op die baas van die daar bladsy. Hy sê vir my, hulle is nie tevrede hiermee. Ek sê vir hom, maar weet jy, ek weet nie meer wat moet ek doen. Hy sê, maar ek probeer nog een keer. Ek vat die bladsy en ek gaan sit. En ek sê vir die vroukie laas by, ek sê, weet jy wat, ek sê, ek is nou moeg vir hierdie Winnie Mechanic, ek is elke Vrydag se storie.
dat die koerant laat is deur hulle. Ek sê ek gaan nou 'n manifestasie uitvoer. En sy weet niks van 'n manifestasie af nie, maar sy het al met haar eie oë gesien. En ek voel jou manifestasie is seker jaar vir ek kan nie sê wat ek gedoen het nie. Maar 2 weke gaan verby en die nagskofbaas en die dagskofbaas ry nou skofte, maar toevallig staan hulle reg langs my. En ek hoor die dagskofbaas sê vir die nagskofbaas, "Hey, jy het gehoor. Wendy Mechanic het besluit te gaan hulle styl verander. Dit sou nou vir ons soveel makliker wees." Sy sê jy het gehoor. Sy sê ja, dit is iets doen. Ek wil die Here lof, eer en aanbidding gee en ek is so dankbaar en bly om in die huis van die Here te kan wees vanaand en vanmôre want ek was regtig baie siek geweest. Maar ek dank die Here uit my gesond gemaak. In 2001, ja ek dink dit was 2001. In 2001 in Heidelberg het ons 'n groot Pinkster byeenkoms gehad en die Here gee provisie en ek luister nie daarna nie. En ek dink 2 maande, plus minus 2 maande in 'n maand het ek 'n ongeluk gehad, 'n baie slegte ongeluk. My hele linkerkant is vergrys gewees, ribbe is teen my longe gedruk. Nou lê ek in die ICU en ek hoor die dokter sê vir die ander dokter of die spesialis sê vir die ander spesialis, hulle sal moet die hart en die longe uithaal om die longe te kan vervang. Hulle kan nie net die longe vervang nie. En ek bid en ek vra so, maar nou kom ek so by en ek gaan so weg en dan kom ek maar weer terug. En ek vra die Here, daai oomblik toe ek by is, hy moet my help en ek wil nie hierdie hartplanting en longoorplanting hê nie. En die volgende oggend toe ek daar kom, toe ek nog normaal by myself en die spesialis staan daar en hy skud sy kop, hy sê hy kan dit nie glo nie. Hulle moes vanmôre die teater reg gehad het vir my. En die Here het vir my stel nuwe longe gegee. Ek is wel vol eystertjies, ek kan nie by 'n magneet vandag verbyloop nie, maar ek prys die Here, ek gee hom lof en eer vir wat hy vir my gedoen het. Amen. Glorie die Here. Amen. Ons sê baie dankie vir die getuienisse. Getuienisse bou 'n mens, stig jou en ons kan vanaand vir die Here net sê baie dankie. Ek sal net graag, maar dit is seker maar 'n tyd vir sy eie, graag wil hoor waar is die woordjie snoekoes gebore? Sister, baie dankie, mag die Here hier ryklik sien. Ek dink dit was 'n wonderlike verwykingsaand. Wonderlik om so na die getuienisse te luister en om te kan weet dat God is nog op die troon. Hy verander nie, hy kan nie verander nie, hy is dieselfde. Mag die Here hier ryklik sien en mag hy versterk prys en naam. Ons twee jong vriende, ek is baie bly julle is ook vanaand weer hier. Prys die Here, ek het julle al gemis al. Bly julle is vanaand hier. Ons gaan nou laaste woordjie sing ten slotte. Niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Iemand op 'n stadium die 10de van die 8ste maand se boodskap aangevra. Waar ek bedoel oor praat met die storm. Ons die naam verloor, maar nie die siel nie. Ek dink dit is my naaste. Jou naaste. Niemand soos Jesus. Niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Thank you.
ons vra vir broer Herman Vermaak om vir ons af te sluit. Die Here seën u. Amen. Dankie vir die tyd wat ek gaan sê. Dankie julle. Ons weer ons loof is op prys te kon. Dit is ons groot ding hier Jesus. Ons is vergeet Here. U is in ons kamp met kon. Hier het ek bid vir die week Jesus. Moet ek maar af Jesus al ry julle. Dat bid julle vir die voetig Jesus. Ons het my Here is nie vanaand Jesus. Dat bid julle dat elke een van ons met kon Jesus. Die Here is help ons as 'n gemeente Here Jesus om in 'n groot te prys Jesus. Amen. Prys Jesus. Dankie vir my koning en my naam se woord. Amen. Amen. Die Here seën. As ek praat, as ek sê,